23 skop af met die definisie van die term organiese verbinding en dit is 'n verbinding wat koolstofatome bevat. Uit die aard van die saak, daar is uitsonderings soos koolstofdioksied, maar vir definisiedoeleindes is dit 'n verbinding wat koolstofatome bevat. A tot H verteenwoordig dan nou 8 organiese verbindings en ons gaan hulle van naderby beskou. Wat is die IUPAC naam van verbinding E? So ons weet daar's die dubbelbinding, so ons pad moet die dubbelbinding insluit. Ons gaan definitief daar links. So kom ons begin te nommer 1, 2, 3, 4. So ons het 'n metielgroep op 2 en ons het 'n metielgroep op 3. So dit gaan wees 2, 3 die metiel en dan het ons dubbelbinding op die eerste koolstof. En ons 4 koolstowwe deel van die moederketting. So dis but 1, want dit is 'n alkeen. 2,3 dimetiel but 1, 1. Volgende moet ons die IUPAC naam gee van verbinding H. So ons funksionele groep is die karbonielgroep met 'n koolstof links en 'n koolstof regs. So dit is 'n ketoon. Daar's 4 koolstowwe. So dit is butan 2 oon, want jy begin te nommer naaste aan die funksionele groep. Nou moet ons die struktuurformule van verbinding B neerskryf. So ons begin met CH3. Visualiseer die waterstowwe vir jouself in, dan spaar ons bietjie tyd. Dan het jy koolstof met 2 waterstowwe, maar daar's 3 van hulle. So daar's die tweede ene en daar's die derde ene. Dan het jy 'n koolstof en daai koolstof gaan 'n dubbelbinding O hê. Dis daai suurstof. Dan 'n enkelbinding suurstof, dis daai ene en dan 'n metielgroep. So, kom ons kyk. Eerste koolstof, 4 bindings. Tweede een 4 bindings, derde een 4 bindings, vierde een 4 bindings, vyfde een 4 bindings, suurstof en dan koolstof 4 bindings. So jy gaan nou net jou waterstowwe oral inskryf en dit is jou struktuurformule van verbinding B. Die struktuurformule van verbinding C word nou verlang. So ek gaan bietjie kort paai vat, maar jy moet dit volledig doen. Heksaan 6 koolstowwe. Op die derde koolstof moet daar 2 fluore kom. 'n Fluor daar en 'n fluor daar. Op die vierde ene 'n etielgroep, met ander woorde 2 koolstowwe. En dis heksaan, so alles is enkelbindings. Nou gaan jy en jy sit 3 waterstowwe daarby, 2 waterstowwe daarby, 'n waterstof daar, 2 waterstowwe daar, 3 waterstowwe op die laaste koolstof van die etielgroep, 2 waterstowwe daar en 3 waterstowwe daarso. Terwille van tyd gaan ek nou nie alles inskryf nie, maar jy gaan oral nou waterstowwe hier byvoeg. Net belangrik, etiel is alfabeties voor fluor en dis hoekom dit 4 etiel 3,3 die fluoro is en nie eers die fluoro en daarna die etiel nie. Wat is die algemene formule van die dubbelbindings, die alkene C en H2N? Vir die alkane +2, vir die alkyne -2 aan die einde by. Ken dit, hulle vra dit redelik gereeld, jy moet dit ken vir alkane, alkene en vir die alkyne. Skryf die struktuurformule van die funksionele groep van verbinding F neer. Nou wat sien ons hierso? Daar sien ons die karbonielgroep met 'n koolstof links en 'n koolstof regs. So om aan te dui dat dit 'n ketoon is, gaan ons sê C, enkelbinding C,
dubbelbinding O, enkelbinding C. Op universiteit het ek ook al gesien en in baie chemie handboeke sal hulle R, enkelbinding C, dubbelbinding O, enkelbinding R met 'n afkappingsteken en daai R verteenwoordig dan net een of ander koolstofketting en die R afkappingsteken 'n ander koolstofketting. Skryf die IUPAC naam van die alkohol benodig vir die produksie van verbinding B. Nou verbinding B is 'n ester en hier het ons hom sommer as 'n struktuurformule klaar uitgeskryf en ons weet dat die alkohol is die deel wat verbind is aan die suurstof en ons weet dat die karbonielgroep en regs is die karboksielsuur. So, kom ons kry eers die naam van die ester. Dit is metiel en dan het jy 1, 2, 3, 4, 5. So dis metiel pentanoaat en dit beteken watter alkohol word benodig? Metanol en watter karboksielsuur word benodig? Pentanosuur. Volgende soek ons die funksionele isomeer van verbinding G. Nou wat is G? G is 'n karboksielsuur, want C dubbelbinding O OH. Daar's 'n karboksielsuur. So wat is definitief uit? Die ander karboksielsure, heptanosuur, heksanosuur. Nou om dit maklik vir jou te maak. 'n Karboksielsuur se funksionele isomeer gaan 'n ester wees. So dit is heel waarskynlik B. Die fluoroheksaan kan dit nie wees nie. Daai is net 'n haloalkaan. E is 'n alkeen, F is 'n ketoon en H is ook 'n ketoon. Met ander woorde, korrekte antwoord is B. En jy kan vinnig ook kyk hoeveel koolstowwe het hierdie ester? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en G het 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstowwe. 2 suurstowwe, 2 suurstowwe en dan kan jy jou waterstowwe ook nagaan, maar funksionele isomeer, selfde molekulêre formule, maar verskillende funksionele groepe. Laastens, die kettingisomere. Nou die kettingisomere sal behoort tot dieselfde familie. Hier het ons heptanosuur, daar het ons heksanosuur en hier het ons ook 'n karboksielsuur. Daar's ook 'n karboksielsuur. So nou kyk wat het ons daar. Kom ons kyk net na die res. Daai is 'n ester, dis die enigste ester wat daar is. Daai is die enigste haloalkaan wat daar is. Hierdie is die enigste alkeen wat daar is. Hier het ons 2 ketone, maar 1, 2, 3, 4 koolstowwe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So daai ketone kan nie kettingisomere wees nie, want hulle het nie dieselfde molekulêre formule nie. So dit los ons dan met heptanosuur, heksanosuur en G. Hoeveel koolstowwe het G? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Met ander woorde, dit sal ooreenstem met heksanosuur. So G en D is kettingisomere. Heptanosuur kan dit nie wees nie, want hy het 7 koolstowwe.